sê vir u baie dankie. Mag my sit hier, Maris. Ek wil u hartlik groet vanaand. Vanaf pastoor, ons juffrou, ons ouderlinge teenwoordig, ons diakens en elke broer en suster in die geseënde naam van die Here. Wat 'n voorreg is dit dierbare om vanaand in die huis te kan wees. U weet, ons kan vanaand gesê het, dis koud hier buite, die wind waai en ons wil vanaand onder die komberse wees. Maar die Here het vanaand ons het vanaand die tyd uitgekoop. U weet, om in sy teenwoordigheid te wees. U weet ek, dat Juffrou Michelle vir so 'n vraag om te begin te sê, okay, it's fine. En, maar u weet, 'n mens kan nie op jouself staan nie. Jy kan nie sê, ek is volleerd nie. Jy kan nie sê, ek sal weet wat om te sê nie. Jy wil nog steeds die Here vra om vir jou te lei. Wat die Here wil hê jy moet sê. En ek moes kies tussen 3 boodskappe. Maar die te my nie dierbaar is. Ons het nie baie tyd mos nie. So ek is bly daarvoor. So ek gaan nou net die belangrikstes gelukkig uithaal. Prys die Here. Ek wil vanaand praat dierbaar is oor die wedloop. Jy weet, soms uit ons as kinders van die Here is 'n oop brief. En ons word gelees deur hierdie wêreld. En jy weet, baie kere dan weet die wêreld beter as ons wat is 'n ware kind van die Here. Jy weet, en ek gaan net Timoteus lees, 2 Timoteus 2:1-5. Net om as voorbeeld te gebruik, jy weet, vir Timoteus. Jy weet, ons sê Timoteus, het by sy ouma, Louise en sy my moeders, het hy mos nou bygeleer van kleins af. En jy weet, die Here, as 'n gedeelte in die woord van die Here sê, die Here bepaal die koers van die man en vrou met wie se pad hy tevrede is. Ek sê dat nog maar in 'n ander vertaling. Jy weet, dierbares, en die Here het toegelaat, jy weet, dat hy deur hierdie 2 vroue geleer was uit die woord van die Here uit. Want die Here het 'n plan gehad met Timoteus se lewe. Maar eers moes hy leer, jy weet, hoe om hierdie wedloop, jy weet, te hardloop. Om nie iewers op die pad moeg te word nie. Nou sê 2 Timoteus 2, ons lees nou van vers 1 af. Hy sê, jy dan my seun, wees net, nou ons weet, Timoteus was nog jong geweest, hè? Toe Paulus sy eerste brief aan Timoteus skrywe, aan die eerste Timoteus, weet nou, hier is nou alweer die tweede, hy sê, jy my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Net 'n bietjie gou daar stil te staan. Jy weet, Paulus bemoedig hom, dat hy met sy gawe gebruik, as ons nou aangaan, dat wat die Here vir hom gegee het, en dat hy hom nie moet skaam, jy weet, om dat te kan doen nie, om sy gawe uit te leef nie, om te kan bedien nie, jy weet, want en homself, en ook as 'n voorbeeld te hou. In ander woorde, hy moet 'n voorbeeld wees, jy weet hoe dat hy wandel, hy moet 'n voorbeeld wees, jy weet hoe hy optree en hoe hy praat. Jy weet, en baie kere dierbaar is, want ons is op die wedloop. Ons is nog steeds besig met die wedloop. Ons gaan eers voleindig die dag, as ons so moet doen. So hierdie wedloop het vereistes dierbaar is. En daai vereistes is dat, as jy mos 'n atleet is, moet jy mos oefen. Kijk, dan was hy nou hier opstaan en môre wil jy 10 kilometer gaan hardloop. Daar
te wees. So sy lewe moes 'n voorbeeld wees. En dan soos gesê, 'n goeie getuie te wees. Ja. Amen. Amen. Nou lees ons die tweede vers sê ons nou, en wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees. Nou as ons kyk in die eerste 1 Timoteus, dan sien ons, Paulus het baie geskrywe aan Timoteus. Hy het gepraat oor die diakens, hy het gepraat oor die ouderlinge, hy het gepraat oor die grysaards, hy het oor die vrou gepraat, hy het oor baie dinge gepraat. So dierbaar is, wat Paulus eintlik vir Timoteus sê, as hierdie manne, as hierdie ouderlinge of die diakens, jy weet wat ook in bediening wil staan, as hulle in daai bedienings wil staan, dan moet hulle bekwaam wees. Hulle moet bekwaam wees om te onderrig. Dierbaar, hulle moet bekwaam wees, hulle moet in staat wees om ander ook te kan leer. So die hele doel van Paulus was nie net dat Timoteus moet nou insig kry nie, maar hy moet ook in staat wees om ander te leer, sodat daai mense weer ander mense kan leer. Dit is die vereistes van hierdie wedloop waarop ons dierbaar is. Jy weet, dat het nog klaar gesê. So die atleet hierbaar, ek gaan altyd my voel, die atleet moet gedisiplineerd wees. Verstaan? Jy moet in die môre vroeg opstaan, jy moet vir jou gereed maak, jy moet jou nodige goedjies inkry vir jou liggaam, en dan moet jy nou uitgaan en jy moet gaan draf, of jy moet na 'n gym toe gaan of whatever. Vereis vir hierdie wedloop waarin jy deelneem. So wat ons moet doen as kinders van die Here, jy weet, ons moet ons volmaak met die woord van die Here. Ons moet ons beywer, jy weet, met die gawes wat die Here in ons gesit het. Ons kan nie, nou, as daar gevra word, dat iemand vir ons kom getuig, dan weet jy nie wat is 'n getuie nie. Wat vir ons sê, dan het jy nog nie met iemand gepraat nie. Jy het nog nie met iemand gedeel oor saligheid nie. En dit is die belangrikheid van ons as gelowiges dierbaars, dat ons moet vir ons beywer. Jy weet, om die beste kind van die Here te kan wees. Jy weet, dis hoekom Paulus vir Timoteus sê, laat niemand jou jonkheid verag nie. Dan praat ek nou met ons jong mense. Laat niemand jou jong verag, maar wees 'n voorbeeld. Wees 'n voorbeeld dierbares. En dit is die belangrikheid van om ons te beoefen. So, wanneer jy deelneem aan daardie wedstryd, as daar ons baie uitdagings. Baie keer, terwyl jy moet in jou baan bly. Daar is ook 'n ander onderwerp vir 'n ander tyd. Jy moet in jou baan bly. Verstaan? Want ek kan nie Willem se werk doen nie. Ek moet doen dit wat die Here aan my toevertrou het. Ek kan nie pastoor se werk doen nie. Verstaan? Ek moet doen dit wat die Here vir my toegebeteen het. Op 'n geestelike vlak. So dierbares, daar is vereistes. Ons het ook by die Here uitgekom, dis reg. Maar wat nou? Nou moet ek leer bid. Ek moet nou leer om, as ek die woord van die Here lees, gaan ek mos nie alles verstaan nie. Maar ek moet vra, Here, open my geestelike oë, sodat ek kan sien, dat ek kan verstaan wat U vir my wil sê. Dat is mos die begeerte van iemand wat na die Here toe gekom het, wat verlang en begeer om ook te verstaan. Dis deel van die wedloop. So daar is vereistes dierbares. Ons moet Bybelstudie hou. Ons moet ons Bybels lees. Ons moet die Here aanbid dierbares. Want dit vir wie en vir wat hy is. Dit is die vereistes van hierdie wedloop. So ons kan nie heeltyd net 'n toeskouer wil wees nie. Ons kan nie net heeltyd op die paviljoen wil sit en net daar skryf vir ander nie. Nou wat gaan my dan nou? Ek is ook aan 'n
dat ons moet deelneem. Die Christelike lewe maak die lewe die moeite werd om te leef. Nee? Dat is ons lekker om die Here te dien, man. So dit moet die moeite werd wees om die Here te dien. Anders, die was as ons net toeskouers, ons bestaan net. Maar daar is geen begeerte om verder te groei nie. Jy weet, en op hierdie werklik dierbaar is daar soms dinge wat ons moet prys gee. Dierbaar is, as jy 'n ware kind van die Here wil wees, dan is daar dinge wat ons moet prys gee. Jy weet, in hierdie tyd waarin ons lewe, is alles reg. Selfs vir die gelowiges ook. Dierbaar is, maar daar is dinge wat ons moet prys gee in die lewe. Ons praat nog nie van net rook en drinkie. Ons praat nie net van dit. Daar is baie ander dinge. Dierbaar is wat ons weerhou om deel te wees van hierdie wedstryd. So dit is belangrik dierbaar is dat ons vir die Here moet vra. En jy weet die Heilige Gees is baie getrou. Die Heilige Gees is baie getrou. As ons toe ons tot bekering gekom het en ons het die Here gedien vurig, jy weet, en dan is die Heilige Gees so getrou. Hy sê vir jou, onthou, jy is nou nog kwaad met die persoon. Gaan maak reg. Verstaan? Die Heilige Gees maak vir jou attent dat daar is nog ietsie wat jy moet gaan regmaak. Nou gaan jy vir my sê, maar ek het mos bely en die Here het my mos vergewe. Maar die persoon weet dit mos nie. Die persoon is wonderkies 'n kind van die Here nie. So die wat daar is sekere dinge wat ons moet gaan regmaak as ons met die Here uitgekom het. Sodat dit ons nie verhinder om deel te wees van hierdie wet. Amen. Okay, dis allemaal klaar. Ja, so elke persoon se lewensdoel sal bepaal hoeveel dissipline jy nodig het. Dit gaan afhang hoe jou verhouding met die Here is. Jy weet, wanneer hoe sterker jou verhouding met die Here is, hoe meer sal jy weet en gedisciplineerd wees. Jy weet, om sekere dinge te doen wat betrekking het tot jou geestelike lewe. En jy sal ook weet waarvan jy moet afstand doen. So ons doel in die lewe moet wees eerwaarts om God te verheerlik. En dit is niks in vergelyking, jy weet, dit wat ons moet prys gee, in vergelyking met dit wat ons met die Here gekry het. Ons beloning wat ons eendag gaan kry. So kom ons hardloop. Hierdie wedstryd hierbaar is. Kom ons word nie moeg en ons word nie mat nie. Die laaste gedeelte wat Paulus hier sê aan Timotheus. 2 Timotheus 4. Hy sê verder is vir my weggelê. Nie wat? Kom ons lees vers 6. Want ek word alreeds as dankoffer uitgegee en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig en ek het die geloof behou. Sien wat is die beloning? Vers 8. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee. En nie alleen, nie aan my alleen, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Is dit nie wonderlik nie? Dat hy op die einde van sy lewe kom. Kyk, Paulus het geweet, hy gaan nie vir ewig lewe nie. En hy weet nou sy tyd van sy ingaan is nou naby. Nee? Kyk net hoe wonderlik dit is dat die manne van die tyd hulle het geweet. Kyk, dit is al my tyd nou. Nee? En ek gaan nou. Hy sê, maar ek weet, ek het die goeie stryd gestry. Dierbaar is Paulus het hier baie dinge in die lewe gekom.
Hy het baie ontberings gehad. Hy was reeds in die tronk toe hy hierdie briewe geskryf het. Aan Timotheus. Timotheus moes vir hom instaan in Efese, sy gemeente. Jy weet, en dit is hoekom hy al hierdie goede vir Timotheus geskryf het. Hy sê ek het 'n goeie stryd geskryf. Dierbaares, laat dit u en my gebed wees, dat ons hierdie goeie stryd sal stry. Dat ons nie iewers, al kry ons 'n steen, al kry ons 'n kramp, dat ons maar net weer opstaan. Want die lewe, dierbaares, speel nie met jou nie. Die lewe speel nie met jou nie. Jy weet, ons as kinders van die Here het 'n voorreg bo 1000. Jy weet, ons kan na die Here toe gaan, wat daar ook al mag wees. Jy weet, en daarom is dit so noodsaaklik, dierbaares, om hierdie goeie stryd. Dis 'n goeie stryd. Dis nie eens anders net dit, dis 'n goeie stryd. Dierbaares, wat ons stryd. En kom, laat ons dit voleindig. Dat ons op die einde van ons lewe kom, en dat ons kan sê, dankie Here, dat ek by u gebly het. Dat ek hierdie wedloop gevoleindig het, dat ek my geloof gebehou het. Net? En dit is alles wat kan gebeur. Jy weet, as ons nie op hierdie wedloop bly, jy kan jou geloof, dat jy verloor. Maar dat jy jou geloof behou het. En dat jy voluit geloop het. Mag die Here u baie liefs.